Prys die Here. Kom ons gee die Here 'n lekker lofoffer. Baie dankie. Dankie wat dankie man. Prys die Here, jy jou plek neem. Almal wie die Here liefhet sê amen. Amen. Prys die Here as jy bly om hier te wees. Amen. Glory to God. What an awesome God we serve. Amen. Prys die Here. Julle gaan nie stil raak op my nie, né? Amen. Loof die naam van die Here. God is 'n goeie God. Halleluja. Wie van julle is werklik bly om hier te wees? Halleluja. Al ry jy net met 3 shocks, jy maak dit van Winterton af. Prys. Kyk as jy wil, dan wil jy nie. Kan geen duiwel in hel jou keer nie. Amen. Wie van julle sit reg vir net Glorious Kerkhou vandag? Amen. Prys die Here. Amen. Prys die Here. God's going to elevate some people in this place. Michael, baie welkom. Halleluja, hy werk sy lewe om, maar sy gap kry is hy hier, en Michael, goed om jou te sien, hoor. Jenna, jy lyk sommer anders as jou man saam met jou in die kerk, hoor. Prys die Here. Ons moet dankbaar wees, hy werk regtig letterlik elke Sondag, vir maande, en wanneer hy Kaap en kry, so vir party van julle is hy dalk nou vreemd, maar hy sal baie jare saam met ons eintlik hoor. So dis lekker om hier te wees, en is jy verwagting? Ag, heerlikheid. Is jy groot verwagting? Amen. Met wie is die Here besig? Met wie is die Here besig? Ag, en jy sê ek en Dirk. Amen. Dis dit ek en jy, man. Partykeer is hy besig wees eina, né? Prys die Here. Ek sê baie keer, when God plans to do some wonderful stuff in your life, He needs to get some certain stuff out of your life. God gooi nie nuwe wyn in ou sakke nie, hoor. Amen. Dink jy wat hy wyn bietjie, hy sak bietjie skit. Wie van julle voel so 'n bietjie geskit die afloop? O, lyk my dit sit hierdie blok vanmôre. Ja. Ek is met julle, hoor. Ek is met julle. Dink jy voel ek sien net die stof in die vere waai, hoor. Die hele skit. Kry ek sê Here, kry alles uit my uit wat nie van U af is nie. Amen. And if you have to shake my boat and rock my boat, do it. Prys die Here, maar ek gaan die hemel maak. Amen. Oh, ek gaan die hemel maak. Ek gaan die hemel toe. Halleluja. Prys die Here so. En ek beloof nou vir julle, of jy my nou like of nie, wat hier sit of daar is, die hemel gaan boring wees sonder my. Amen. Ek sê met groot respek. I'm going to keep them busy. Amen. Elke hel wat ek op die aarde deurgegaan het, God's going to give me double for my trouble. Amen. Amen. Ja. O, die Here, ek wil vir sê, man, ek weet nie van jou nie, ek het nie naam as jou praat, ek weet nie wat doen jy die res van die week nie, maar al wat ek weet, die Here is crazy oor my. Amen. Oh, hy het my lief hoor. Ag, julle Genius, wat het jy nou gedoen dat jy... Ek wil vir jou sê, as ek aan my prayer place ingaan, as hy daar. Oh, as ek aan my kar klim, hy los my net nie uit nie. Jessie, julle ouens. En ek wil nie hy met my uitlos nie. Want ek leef nie meer nie. Hy leef binne in my. Amen. Glory. Prys die Here. So, as daar enige atmosphere changes in hierdie plek. Geswaar trek vanmôre. Is daar enige atmosfeer, nie dat jy dit change nie, maar omdat hy in jou is, stap jy in 'n vertrek en die atmosfeer verander. Dis daar sulke ouens in die kerk. So julle ouens, ons is baie bly dat ons ek was nie van plan om live te gaan nie, tot vanoggend seker so net voor 8 na 8. Dink nie ek gaan nou nie live gaan vandag nie, en ons het letterlik iemand wie vanmôre bitter graag hier wou gewees het. En net so te sy en sy vrou vanoggend baie siek. En hy sê vir ag, wil jy asseblief net nie stream nie. Sê ek nie 'n goeie ou nie. So as ek nou nie vir jou stream of vir hulle stream ek vir mense wat baie graag in die huis van die Here wil wees. Ek stream vir daai mense daar in Australië wat jy sien, daar's baie kerke, né, in die wêreld, né? Maar daar's nie baie kerke nie. Baie gebou, die gebou is een ding. But the church, when we leave, just as ons net so na 3 vanmiddag hier gaan uitgaan. Amen. Amen. Ek het vir jou gesê as moet by die huis bly. So is net so, okay, sorry, ek gaan nie jokkie. So 5 voor 3. Net voor as jy uitstap, the church is now leaving the building, né? Amen. Nou die Here,
Jy, wat 'n bid hier. Amen. Wat 'n bid hier. Hierdie fourth night watch, ek kan nie. Ek wil vir jou sê, ek daar in die prayer place hier onder instap. Ek wys vir Dirk volgende, ek het die oulikste klein stoeltjie, ag jene, hy is net so groot. Hy is net so, is 'n visvangstoeltjie. Nou daar's niks meer op ons in daai plek nie, want ons soek plek. Maar ek het my stoeltjie daar agter die deur. En wanneer ek daar in die wee hours of the morning ingaan, dan vat ek hy klein stoeltjie. Jy sê, onthou hier by 4:00 in die oggend, is ouens is ons nog styf hoor. En weet jy, ek is so bly dat as ek sit, dan kraak die stoeltjie, want hy's egter leer. So ek weet nie wie kraak die meeste, ek of hy nie. So ek voel nie so bad nie. So as daar sekere krake is, geluide wat ek hoor sê, dis die stoel. Dit kan nie ek wees nie, want myne is seer waar ek kraak hoor. En al die goed, en as ek daar sit, dan loop die trane. Dan loop die trane. And I just feel the presence of God. Mense, môre die 24ste, skop ons af. Wel, van ons al klaar afgeskop, né? Wie van julle het al klaar afgeskop? Skop ons af met 3 to 6, 36 day, fortnight watch prayer. Amen. Nou, ek kan mos nou nie vanmôre preek as ek daarmee iets oor dit sê nie, verstaan? Ek en my vrou het gister 2 streams gedoen, live, nie streams nie, 2 rekordies gedoen vir Kruiskyk, en ek het met Kruiskyk, is ek ook oor hierdie gepraat, oor die 4de nagwaak, en. Ek wil net graag sê, net voordat ek gaan lees, dat iets oor die 4de nagwaak, wat vir my so fantasties is toe ek Pastor Dion alles gesels, en hy kyk, hy loer vir my, sy sê vir my, hy kom baie in Israel, baie vir hy kom baie in Israel, verstaan? Toe sê my jy verstaan nie, die 4de nagwaak is vir die Jode so belangrik, veral vir die rabbi, nie rabbies nie, rabbi, die rabbi. Hy sê hier by 3de oggend, in 'n sekere gedeelte by die klaagmeet, kry jy nie plek nie, as hulle by die 4de nagwaak. Want raai wat glo hulle sê dat dit is die oggend, dit is die tyd van die dag, waar die gordyn op sy dunste is, van die natural na die supernatural. Amen. Ag, heerlikheid. Dis wanneer die gordyn op sy dunste is. Daai ouens, en die Here het vir my gesê, julle wat woensdag aand hier was, die Here het vir my gesê, dat this is a time of the oil. Yes. Halleluja. Dat hulle vir die 4de nagwaak gaan as Suid-Afrika, ek wil elke kerk challenge, elke pastoor wat kyk, wil ek challenge, kry jou gemeen, as jy vir minder probleme kry, kry hulle om te bid. Amen. Want as hulle nie bid, die skinder hulle. So kry hulle om te bid, get them to pray. En ek wil sê, as die kerke in Suid-Afrika, in die 4de nagwaak, God gaan soek, we will see creative supernatural miracles like never before. Want die gordyn is op sy dunste. Prys die naam van die Here. Genesis 37, maak dit daar oop. Die eerste boek in die Nuwe Testament. Julle sê nie is nie. Eerste boek in die Ou Testament. Amen, as jy het sê, amen. Amen. Genesis 37, vers 19. Kom staan terwyl ons lees asseblief. Genesis 37, verse 19. En hulle, dis die broers van Josef, het vir mekaar gesê, daar kom die dromer aan. Can I teach you something? Hy sê ja, en hulle, kyk gou vir my, hulle beteken, dis 'n meervoud. Daar kom die dromer. Hy het nie S aan nie. So dis gewoonlik die meerderheid teen die minderheid. As jy deur God gebless word, is daar altyd 'n hulle. Nou is ek al in jou hand. Nou moet jy weer die pastoor bid waar. Die oomblik as God jou begin elevate, is daar altyd 'n hulle. Want weet jy wat, kyk gou vir my. Ag, ek preek nou weer preek, wat glad nie relevant is in Newcastle nie, né? Want het is onmoontlik om te skinder as jy alleen is. Michael, jy moet insink, né?
Hy maak so, ek sê hy oom maak sy dink, hy werk hom nou deur. Jy kyk mos nie vir 'n spieelskinder, man. Want daai in die spieël kan jy terug antwoord. Kyk, jy's onnoosel as jy so raai jy myself praat. As jy jouself antwoord, as jy 'n probleem hoor. So hulle sê, daar kom die dromer aan. Kom dan nou, laat ons hom doodmaak en in een van die putte gooi en sê, 'n wilde dier het hom opgeëet. Dan sal ons sien wat van sy drome word. Joe! Oh my God, help my vandag om hierdie te preek. Hy sê, toe Reuben dit hoor, het hy hom uit hulle hand gered deur te sê, laat ons hom nie doodslaan. Kyk gou vir my. Luister, julle verstaan nie. Hierdie ding van Josef, ek is so erg oor hierdie. Josef loop. Hy weet nie eers daar's die hulle wat van hom praat nie. Maar dis niks. Maar hy weet nie dat tussen die hulle is daar een wat vir hom interesseer nie. Asseblief julle ouens. Hierdie goed kry my excited dat ek voel my knieë seën nie, maar ek beloof dit vir jou. Dat ek weet how awesome is God, that when the enemy comes in, God will raise up somebody in the midst of the enemy. Amen. That was heerlikheid. Wie van julle soek sulke vriende hoor? Wie van julle soek vriende wat wil opstaan tussen die hulle? Sê ek gaan nie saam met julle gesels nie. Nou nee. Julle plan om hierdie ou te laat struikel, maar come on! Wie van julle soek sulke vriende? Hoor mooi. Reuben sê, gooi hom in die put, wat in die woestyn is, maar moenie die hand aan hom slaan nie, hoorie, sodat hy hom nie uit hulle hand kon red, om hom na sy vader terug te bring. En toe Josef by sy broers kom, trek hulle Josef sy rok uit, Engelse vertaling, coat of many colors, né? Die rok met lang moue wat hy aangehaat het, en hulle neem hom en gooi hom in die put, maar die put was leeg, daar was geen water in die put nie. Daarna het hulle gaan sit om brood te eet. Dis die brood wat hy gebring het. En toe hulle oë opslaan, sien hulle met eens 'n reisgeselskap Ismaelite wat uit Gilead kom. Hulle kamele gelaai met speserye en balsam en gom op pad om dit in Egipte af te bring. Toe sê Juda aan sy broers, wat 'n voordeel is dit dat ons broer doodmaak en sy bloed verberg. Kyk gou hier vir my. Hoeveel keer het ek al genoem in 'n preek, dat vuur verwek vuur. Eers was dit Reuben wat vir hom opstaan. Nou staan Juda op. Jesus kom uit die stam van Juda. OK, julle is slim, julle is baie slim. Daarna terug gaan sit en nou sê, toe Juda, vers 7 dan, kom laat ons hom aan die Ismaelite verkoop, maar laat ons nie die hand teen hom slaan nie, want hy is ons broer, ons vlees, en sy broers het na hom geluister, en toe die Midianitiese koopmans verbykom, het hulle Josef uit die put opgetrek, uitgehaal, en Josef aan die Ismaelite verkoop, vir 20 silverstukke. Nou ons almal weet nou al, julle slim mense, 20 beteken redemption. Man, maar, wil nou verkeerd dat ek nou hierdie goed te noem. 20 beteken redemption, Josef was 17 beteken verlossing, OK, reg? En hulle het Josef na Egipte gegaan. Toe Reuben by die put terugkom, was Josef in die put, die daarop skeer hy sy klere, en hy gaan na sy broers terug, die seun is nie daar nie, en waar moet ek heen? Toe neem hulle Josef se rok, hulle slag 'n bok, en steek die rok in die bloed. Vers 32, en hulle stuur die lang rok weg, en laat dit na hulle vader bring met die woorde, dit het ons gevind, kyk tog goed of dit die rok van die seun is of nie. En hy het dit herken en gesê, die rok van my seun. 'n wilde dier het hom opgeëet, verskeer is Josef. Toe skeer Josef sy klere, trek 'n roukleed om sy heupe, en hy het oor sy seun gerou, baie dae lank. Kyk gou vir my. Hy het 22 jaar gerou oor Josef, wie nooit dood was nie. Het jy agtergekom dat jy baie keer partykeer hartseer is of bang is vir goed wat nooit gaan gebeur nie? Wie van julle het al slapelose nagte gehad omdat jy bang is môre werk toe te gaan, want jy het gehoor jy gaan afbetaal word, dan kom jy by die werk en kry jy increase.
Jesus, asseblief ouens. Jy lê die hele 90% van die goed wat jou wakker hou in die aand, gaan in elk geval nie gebeur nie. Weet jy hoekom? Because this is a day that the Lord has made. And we will rejoice and be glad. Nee, ek praat nou maar hy 4de nagwaak mense. This is a day that the Lord has made. Hy sê, who have you ordered the morning? Yes, amen. Hallelujah. And have you told the dawn waar is sy plek? Wanneer jy opstaan in die môre, and I wee hours of the morning, then you proclaim, ek is meer as 'n oorwinnaar. Ongeag wat gebeur. Amen, julle kan maar gou sit hoor. Ek gaan net so 'n paar oomblikke wees. Ek glo die Here gaan jou bless. Ek het gesê, ek moet daarom iets sê vir ons livestream mense, want môre is, ek wil dit weer sê, vir hulle moet dit hoor, môre is ons 36 dae challenge 3 tot 6. Ek het dit gehoor oor en oor. Pastoor, jy nou van my sê ek moet 'n bid van 3 tot 6 hier. Weet jy dat party van ons werk? Bid in die tyd van 3 tot 6. Jy kan bid van 3 tot 4:30, jy kan bid van 5 tot 6. This is a 36-day challenge, and I know, so waaragtig is wat ek agter hierdie kant sou staan, dat die ouens wat hierdie gaan doen, gaan dit vir altyd doen. Ek beloof nou vir jou, as ek dit kan getuig wat die Here vir my gedoen het, net in van Woensdag, wat ons donderdag begin het, actually met dit, ons voorlopers wat dit nou baie graag wil doen, kan ek vir jou sê, die Here hou aan met my praat oor olie, en die Here sê, gaan kry vir julle kanne. Asseblief, gaan kry vir julle kanne, moenie te min kanne kry nie. Hy sê, maar dit wat ek vir julle gaan gee, julle klein houertjies gaan dit nie hou nie. Prys die Here, is daar iemand in hierdie plek, wat reg is, dat die olie van die Heilige Gees nie net in jou kanne, in jou lampie kom nie, maar ook in jou kanne kom, sodat wanneer hulle sê, daar kom die bruidegom, het jy genoeg olie. Oh my God, ek sê dit vanmorgen net omdat Michael, ek is so bly, hy is hier vanmorgen, ek gaan sommer vanmiddag by hom eet. Maar ek wil dit vir julle sê, as jy verskoningsloos, dis nou mooi gesê, né? As jy verskoningsloos en aspres nie bid nie, en nie in die huis van die Here kom nie, kry vir jou. Kry vir jou. Pas so, waarom is jy besig? Kyk, ek is so baie olie in my lamp, dit drup oor. Maar ek wil vir jou sê, ek het nog kanne gaan kry in die Gees. Ek soek genoeg olie. Come on, ek het Sondag gepreek daar by Breakthrough Ministry, toe sê ek vir hulle, of jy dit like of nie, of jy dit glo of nie, die hel gaan losbreek maar. En luister, ek praat nie van hel van, en Dirk is net 'n voorbeeld, want ek weet, kyk, jy's nou 'n Israeliet sonder bedrog, hoor. Hoor ek wat ja. En ek praat nie van, want ek en Dirk kom nie klaar nie, en Dirk praat sleg van my. Paue Bruggen kom oor dit, man. Hulle het van Jesus ook sleg gepraat, en dit het hom nie gestop nie. Ek praat van erge warfare. Waar jy die een is, en daar is die hulle. Jy's gewoonlik geoutnumbered. Jy's nie net geoutnumbered by die kerk nie, jy's geoutnumbered by jou huis. Jy's al in jou huis vir die Here dien. Die ander wil hierdie kant toe uitbreek, en daai wat daai kant toe uitbreek, en jy sê ek gaan die Here, en hulle wil sit en kyk hoe verloor die sprongbokke. Shame. Shame. Ek is so bly die Here dat hulle teruggebring aarde toe. Hulle moet ophou hierdie voorvader goed kry, wat daar voor die wedstryde dans. Amen. O nee, julle kan maar, Rassie. Wat jy nog vertel, dankie Here, they came down with a crash landing. Weet jy hoekom? Daar is iemand wat ek dien, wie nie neergekom het met 'n crash landing nie. Hy sit aan die regterhand van God die Vader, Jesus. Come on, jy sit nou daar. Ek sou gelyk het om jou gister, man, ek het gister 2 kilogram verloor voor hy TV. Ek nie geweet, my vrou weet so baie van rugby nie. Nee, kyk, Rassie moet daar employ, hoor. Nee, wat, die eerste ou wat daar skreeu op die paviljoen, ja, sy sê, hulle moet hom opsit.
Nee, hoekom sal ek swyg vanmôre? Hoekom sal ek stil wees vanmôre? Ek wonder of ons livestream mense net kan hoor, dat hier is 'n Pinksterkerk in Newcastle. Ek wil not shut up, ek wil not be silent. Kan iemand net die Here prys? En ek wil vir jou sê vanmôre, net so vinnig, en hierdie is vir my mind-blowing, dat die eerste fase, en ek wil jou reg kry, ek preek met hierdie van, when God uses your enemy to appoint you. If you do not have an enemy, you became your own enemy. You have to have people that does not like you. Jy moet mense kry. Hoe sê jy, 'n pastoor van jare terug, hy sê, jy sê wat kalm hoor, jou hart gaan nog staan. Ek sê, ek kan leer daai uitspraak, ek het nie hart, ek het 'n generator, man. Come on. Want wat ek doen ek nie vir 'n mens nie. Ek wil nie mense impress nie, maar daar's 'n vuur binne in my wat geen storie kan stilmaak nie. Waar is julle wat 'n vuur in jou binneste het en die duiwel kan daai vuur nie uitkry nie? Here, terwyl ek oor hierdie ding is, oor hierdie bid, die 3 fases waaroor ek gepraat het in die voice clip, het ek met die voice clip, ja, ek het in die voice clip oor gepraat, die 3 fases, wat is hy eerste? How to align you with God in the morning. That's the first thing you do. You do not speak to God to love you more. Jy praat nie met die Here, wat het hy ou gesê? A lot of people, they come before God with a to-do list. Here doen dit, Here doen dat, Here doen dit, Here doen dat. Maak jy gesond, doen dit. Here gee vir my petrolgeld, Here gee vir my kraggeld. Here gee vir my dit. En ek gee die Here vir die kraggeld en my wêreld, dan bly jy weer 2 maande in die kerk uit. En nou die Here agterkom. Lyk my jy doen hom nie lekker soos jy suffer. O, hier hoor ek is alleen in hierdie plek. Party mense kan hom net nie as hulle suffer hoor. Party mense sal God gaan koop by 'n boot as hy sonnig op die dam. Jy moet vir my bid op hierdie steen, maar hierdie gesigte sien. Daus kan net die Here dit. As ek met hom nie goed gaan nie. Maar ek wil vir vertel, we need to serve God in the good times, and we need to serve God in the bad times. He's a God on the mountain, He's a God in the valley. En ek wil jou een ding vertel, ek is lankal oor dit, when I align myself with God, beleining, né? Waar is jy regte woord? Afrikaans is belyn. Jy belyn nie God by jou nie, jy belyn by God, halleluja. Hy trek voor jou uit, jy trek nie voor God uit nie. God loop nie agter my en jou aan nie, hoor. Hy sê, the steps of a good man is ordered by the Lord. Amen. Ek sê, Here help my in preek vanmôre, dat ons sal wakker skrik. God sê, hoor, wat ek vandag vir jou sê, hierdie gaan een van die laaste skuwe en moves of God wees, gaan die olie wat uitgestort gaan wees op hulle, wat hom gaan soek in the wee hours of the morning. Amen. Ek sê, Here, ek is so seker van dit, met my hele hart, dat iets en niks gaan gebeur. Wat sê David? Hy sê Psalm 100 vers 40, gaan sy poorte in met lof. Yes. Nie met jou grocery lys nie, man. Nie met, jy weet, jy moet dan so langer as 2 jaar in die bediening wees om so te wees. Hy wat jy bel, hallo Tannie, hoe gaan dit? Pastoor. As ek op baie sê, Jaco, het ek 7 gram verloor. Sê, pastoor, jy moet daarom weet. Dis swaar. Ja, Tannie, dit gaan swaar. Want jy dra nog aan die kinderstories van die ander op jou skouers. Gooi die goeders van jou af, dan gaan jy begin 'n ligter dra. Kom by die huis van die Here, dan gaan dinge vir jou begin 'n sin maak. En ek wil jou vertel, hoe ver is Winterton? 100 kilos? 150. Winterton is 150 kilos. Ons het vanmôre mense wat 10 kilos van die kerk af is, wat gaaf soos babers op 'n droë land. Maar hulle het 150 kilos vanmôre gery om in die huis van die Here te wees. Come on, daar is iets besig om te gebeur. Halleluja. En ons kyk nie vir quantity nie, ons kyk vir quality. En die Gees, halleluja. En ons luister gou baie mooi. God speaks in silence. Ek sê dit met 'n doel vanmôre. In die 5de uur
of in die 3de tot die 6de uur in die môre, of het dan die 3de of die 4de, 5de, daai in die tyd is, wil ek vandag vir julle sê, gaan jy wonderwerke sien. Wie van julle glo dit vanmôre? Dat, well, stop, jy gaan nie wonderwerke sien nie, jy gaan dit beleef. Jy gaan dit beleef, maar dit is toch baie mooi, daar is nie 'n shortcut nie, daar is nie 'n kortpad nie. Jy kan nie net God gebruik, wanneer laat staan met die sleutel om jou krag af te sny. Maar nou moet die Here ingryp, jy weet, nou moet die Here moet niks doen, hoor. Hy het 2020 jaar, het hy sy seun gestuur, en luister, jy moet nie nog gesond word nie, hy sê, deur wie se wonde jy genees is. Amen. That's why it's so important to pray in the wee hours of the morning. You speak to the day. Hy sê, maar ek weet nie wat 11 uur gaan reën nie, maar ek wil vandag sê, vir die 23ste, Augustus, ek gaan nie dans aan jou pype nie, ek is gesond, ek is die kop, ek is nie die stert nie, waar is julle? Ek is meer as 'n oorwinnaar, ek align my in God se woord. Ek sê, Here, jy weet, dit is vir my so awesome, ek wil eintlik by die preek uitkom, hoor. Dit is my eintlik so awesome, dat in 1 Samuel 16, stuur God die grootste profeet, en dat ek het gebruik as 'n inleiding. Daai was die inleiding van die inleiding. As die inleiding, dat Dawid, Samuel salf die toekomstige koning. Kyk gou vir my, jy moet hierdie nou nie vanmôre mis nie. When Samuel anointed David as a king, he was not a king yet. Partykeer sal die Here jou salf, but it's not always for the moment. It's for what's coming. God will prepare you, and God will let you brace for impact. Maar dan sê hy ook, ek anoint jou, en baie keer die fout wat ons maak is, ek eer die Here vir die anointing vir die oomblik, want u woord is 'n lamp vir my voet, en 'n lig op my pad, jy het net genoeg lig vir die oomblik, but I need to say this, many times when God anoints you, he anoints you for a battle that's on its way. Ja, kom aan ouens. Hierdie mense wat hoor, julle is in die kerk vanmôre, hoor. He anoints you for what's on its way. Ek wil vir Suid-Afrika sê, ek wil vir die kerk sê vandag, dat die hel gaan losbreek. Dit is besig om los te breek, want die duiwel se tyd is besig om uit te loop. Hef julle hoofde op, Maranatha, Jesus is op pad. That's it. Dit maak nie saak of jy 40 jaar die Here dien nie, maak nie saak of jy 80 jaar die Here dien nie. Ek vra jy die vraag, is it well with your soul this morning? Jy kan 17 kerke gebou het, jy kan die grootste 10de betaler wees, as jou naam nie geskryf is in die boek van die lewe nie, dan het niks. Amen. Ons accolades, en dit wat ek doen, dink jy ek gaan jy moet doen wat ek preek? So sien, en ek gaan die 32 jaar van my tyd mos, en ek gaan nog minder God se tyd mos. Ek wil vir jou sê, man, I'm gonna go to heaven preaching. Ek glo die wegraap, gaan op plaas van, dan weet ek agter hierdie kant sal staan. Jy beter is seker, maar jy is hy Sondag in die kerk, hoor. Hij drop hy tannie se bloeddruk nou tot aan sê. Jy weet hoor, die leer daar by die huis. Ag, dis nie meer meer. Ek raak maar jep op myne. Dankie Here, ek het 2. Amen. Amen. Heerlik. My dogter sê nou, sy sê pa. Wat loop jy soos met 'n knikkie? Jy moet weet dokter toe gaan. Ek sê ek sny daai woorde af. Ek sny daai woorde af. Laat ek loop met 'n knikkie top in die wegraping. Maar I will not entertain this. Ag nee, maar I will not entertain because the enemy, when God anoints you and God fills your oil, it's for a moment and it's for a reason. God gee nie vir jou olie net omdat jy oulik is nie, want God gee vir jou olie that when the enemy comes in like a flood, the Spirit of God will raise up a standard against him. Hy gee jou nie die gees van die Here omdat jy in hierdie kerk is nie. Hy gee nie vir jou omdat jy 'n mooi kar ry nie. Hy gee dit vir jou because all hell is loose. Trek die volle wapenrusting aan. So my God, en hy salf hom. Hy anoints him as a king, as for purpose in future.
Gaan Google het. O, Google is oulik. Gaan kyk maar op jou. Gaan toe 'n bietjie studie hoor. David was tussen 13 en 15 jaar oud toe Samuel homself. Man, jy sit nie, alhoewel daar was al 'n koning van 7 jaar oud op die troon. Dit is al bad, nee. As die Here 'n ou toppie vervang met 'n 7-jarige laaitie, hy sê hy gaan 'n beter job doen as jy. Ag, heerlikheid, ek is totally alleen in hierdie plek hoor. Die Here haal 'n koning, hy sê nee, wat jy maak droog hoor. Gaan jy, kom ek dooi vir jou. Haal sy asem uit. Hy sit 'n 7-jarige laaitie daar in sy plek, katoeps. In die reign van Jezebel, 'n 7-jarige laaitie. Ek dink hy was iets soos 21 jaar of iets, ek kan dit nie onthou nie. Ek het nou nie meer goed by my nie. Was hy koning? Ek bedoel 7-jarige laaitie. Moet jy nog so jou laaitie se neus afvee man? Vandag as ek kyk na die kinders, weet toe ons kinders was, het ons al op 7 jaar 'n tan gehad. O, Elisabeth, ek sal leen. Ons het 'n tan gehad hoor. Nee, ons het 'n tan gehad hoor. En ons het 90% van die keer, Jaco, 'n tan gehad met strepe. Vandag as jy 'n kind pak, jy gaan hulle in 'n koma in. O, Dirk, ek sal leen. Heerlikheid. My maat, my met die houspyp afgespuit as ek 12 in die middag in die bos het. O, jy sê, jy kom nie met hy veilig aan my huis in. Ek het Cobra Polish op die houtvloer gesit. Sy spuit my met die houspyp af. Sy sê, kyk hoe lyk jy. Sy gee my sit op my klere uit te trek hier. 7 jaar oud. Sit 'n God, 'n seentjie op 'n troon. 13 jaar oud. Stap 'n seentjie wat jy qualify om in die weermag van koning Saul te wees nie. Want jy moet ouer as 20 wees. Ag, heerlikheid. Ag, heerlikheid. Julle hoor wat ek sê nie. God never calls the qualified. He qualifies the called. Amen. Dink jy regtig dat die Here kyk oor die troon en kyk na jou accolades? Dink jy regtig dat God het ooit in my se deurkamer ingestap en na my diplomaatjies gekyk? Ja, God het my geroep, Lorraine, nog lank voor daar diplomas was. Toe sê die Here gaan vir my verwerk. Jy's cheeky genoeg, kou vir self, vat hulle. En verder sit in die gees en die olie loop en die res is vanself. Daarom kan ek geen eer vat nie. Al die eer, aan die koning van die konings. Kan iemand net die Here prys in die plek? Al die eer, aan die koning van die konings. Sê, o my God, halleluja. Hy sê baie mooi. Hy was jonger, hulle sê so average, tussen 13 en 15, was hy toe hy hom gesalf het. Hy sê baie mooi, terwyl Dawid se broers vegters was. Hy sê, ek was die tweede jongste van 5. En hy weet julle lag elke keer, maar as die Here weet, ek was die rustigste een van hulle al 5. Hou op lag. Ek het laas ook gesien te lag hy kerk ook. Ek was nie altyd so nie. Daar is my vrou. By die huis is ek 90% stiller as sy. Kom my. Kijk, ek het nou, wat beteken al die goed? Halleluja, dis waar. Ek is die stille ene. Ek sê ek is meer, sê my, jy is meer op die foon. Weet, my vrou loop so weg, ek vergewe jou. Ek wil nie vir jou sê. Speel net. Hy sê baie mooi. 'n 13-jarige laaitie wat hy kwalifiseer. His father gave him something to keep him busy. Yes, like it, maar julle verstaan nie. He gave him something to keep him busy with. Yes, like it. Kan jy so in nul wees, dat die Here sê, gaan jy nou maar tussen die skaapkrale en alles wat met skape te doen is. Kom net uit die huis, jy gaan nie in, jy sit nie in groot mense se geselskap nie, gaan sit tussen die skape. Amen. O, jyne, ek is alleen. Nee, kyk, as ek so in die sitkamer instap, dan sit daar kuiermense, ek loop verby, sê my pa, jy moes al boom geklim het. Amen. Foefieslaai het gery het. Wie van julle het foefieslaai so maak met blou draad met 'n pyp? Oh. Weet jy waarom word hy pyp? Die ek sat 'n mango boom, my mango's drop vanself. Kom aan ouers, ons is so groot geword, maar ons is ook geleer. Jy het jou plek geken. Dawid ken jou plek. Jy's nie 'n vegter nie. En jy gaan definitief saam jou maak koekbakkie. Amen. Jy gaan speel.
En hy is tussen die skape. En hier is vir my die awesome ding. Voor hy ooit kon kwalifiseer vir die weermag. God called an enemy. And God said, you are anointed, but not yet appointed. Ja. En die Here sê, I will not elevate you through the church. Want daar's te veel jaloesie. Amen. O, Jezus. O, julle moet vir my bid hoor. Daar's te veel jaloesie, dat die een voorsanger nou meer as die ander voorsanger sing. Dan kry ek 'n kerk wat my talent soek. Amen. Yes. Man, ek het, toe ons 'n Witpoortjie was, baie groot orkes gehad, ons het so 3 voorsangergroepe gehad van 5 elk. Dan sê ek vir sê hy klank maar vir my. Hy sê pas so, ek weet nie wat dit daai vrou vanoggend eet nie, maar dit klink asof sy albasters in haar keel het. Wat maak ons? Ek sê mute haar. Dat sy al een wees wat dink sy sing. Mute haar. Ek entertain dit nie. Dis God se saak. Ek sê, pas so, jy moet daar wees, ons is gewillig. Eerlik, en ek is ook gewillig om te preek, maar jy kan ook nie elke agter die kansel sit wat gewillig is nie, hoor. Hy moet dan geroep wees, hy moet dan 'n woord hê. Luister, hy moet ten minste doen waarvan hy preek. Amen. Yes. Is ek reg? So just keep David one side. Keep him out. En nog voor dit en daar, God appointed an enemy. Not all enemies. Oh, heerlik, julle moet vashou. Not all enemies is from the enemy. Sometimes the devil is on God's payroll and he's just stupid to know it. En hier kom hierdie tussen 35 en 50 jaar oud. Staan daar 'n reus. En Dawid was nou net so nuidig so oor die 15 geword. En alwaar vir hy kwam, hy het 'n verhoging gekry, ouens. Hy het 'n verhoging gekry. Hy mag nou die toebroodjies na sy broers vat na die oorlogsveld. Ag, asseblief. Soos wat baie mense mos nou vir 'n increase gekry het. Ek is nou die leier van die WhatsApp groep. Ek kan nie. Ek kan nie. O, ek is op my beste. Ek is admin. Regtig. Hy loop by die bakkie samies. Die bakkie samies. Is dit per toeval dat on his way he heard the enemy speaks. En hy draai om. Hy sê, wag, wie is jou? My ma se wat? Israel se wat? Wie wat? Hey, ga eet jy jou mayonaisebroodjies? Ek het 'n fight om te fight. Man, hierdie ou wag. Luister, wag. Dat ek het gaan hoor by hom Saul, of het reg is of ek gaan. Daai man rattel soos 'n ou fort op hy. Hy bewe. Hy is die grootste man in Israel en hy rattel so oor 'n man wat 40 dae en 40 nagte roep hy en hy daag die slagorders van God uit en almal bewe. En God sê, weet jy wat? Ek het 'n skuif oor. Amen. Kom aan, ek het 'n skuif oor. Al die kruisman het gehardloop. Ek het 'n skuif oor. Wie is hy? Hy's 'n klein seentjie daar tussen die kraammes. Hy sê, kom ons gaan haal hom gou. Kom by. Hy het olie. Amen. Hy het olie. Come on. Ja, maar jy olie. Hy het olie. Yes. Bring my 'n man in hierdie movement wat olie het. Dan kan hy staan in 5 hê en hy keer hierdie plek om. Amen. Maar ons hou ons accolades. Wie jy partykeer weet ek of ek my sertifikate moet vat en 'n airplane phone moet. Kan ek steur dit nie? Maar dit het my nog nooit 'n preek gegee nie. Amen. But it's in anguish. En hy stap Dawid. En ek staan vir hy. Ek weet nie man, Dawid was bietjie windie hoor. Want my ma sou gesê ek moes vir hom gesê oom. Ag. Hy het seker agterna pak gekry, ek weet nie. Jy praat nie so met groot mense nie, hoor. Hy sê, wees jy, jou onbesneurde Filistyn. Wie dit durf om die slagorders van God uit te werk. En daai reus is siek na 40 dae. Kyk en hy sien net niks en hy sien 'n bewende koning. En dan kom 'n man and God uses your enemy to appoint you. Niemand neem kennis. Jy hoor nie dat sy broers van hom praat nie. Jy hoor nie dat sy pa sê, jy het gehoor dat Dawid as gesalf was, they said nothing because he was not the favorite one to be anointed. Ek hou van mense wat laaste uit die ry uitkom, hoor. Ag nee, ek hou van mense. Ek hou van mense. En luister, ek Barend, hierdie gaan nou live wees, hoor. Sien jy vir my 'n jong man?
ander kerkdenominasie wat nie qualify nie, druk net 'n 12-snaar gitaar in sy hand, wat hy olie. Ag nee, wat hy olie. Is daar iemand wat sê, ek soek olie, ja, ek soek olie, is dit net ek en Dirk, ek vra, is daar nog iemand, wat wil opstaan en sê, Here, ek soek olie, ek soek het, Here. En weet jy wat, hy sê, luister, kom ek jou gou reg. Hy sê, ek gaan dit nie nog 'n dag langer doen nie, hoor. Ek gaan daarna sou red, soos 'n wat ook al. Hy sê, nee, van, luister wat, hy sê, trek toch net asseblief my klere aan. Gebruik my Bybel, daar's baie notas in. Hy sê, luister oom, hierdie kite gaan nie vlieg, hoor. Hierdie goed is, hoe loop jy met hierdie goed? Hierdie goed gaan nie werk nie. Gee my man net my sandals en die ding wat goed is in my hand. But because when the giant stood before David, God became the sling. Amen. Oh my God. En luister, en dit was die oomblik toe Goliath val, toe sien wat ander broers, 7, hè? Wat 7 ander broers nie gesien het nie, en die pa sien duisende kruismanne, dat hier kom iemand met 'n ander gees binne in hom. Hy kap sy kop af, en die res is geskiedenis, because Samuel anointed him, but Goliath appointed him. Ag nee, kom maar, ek probeer vir jou sê, dat die dinge wat in jou lewe gebeur, wat dit nie so lekker is nie, is die goed wat God gaan gebruik to elevate you. Wat skielik, sê ek agter, dalk die Johan nie, dalk die Wilna nie, dalk die Dirk nie, dit maak nie saak nie, maar skielik het ek agtergekom, dat al preek ek in die hele Suid-Afrika, there's a voidness on my inside, and no human being can fix this, en die Here sê, kom ons kry jou kanne vol olie, kom ons kry, jy kan nie meer uitgee, as wat daar in jou is nie. Jy sê, pastoor, maar wat het hierdie te doen met Josef se storie? My gunsteling in die Bybel. There are seasons in your life, kyk gou vir my. There are seasons in your life where God allows you to lose something. Mag ek het add? Ek het dit nie geskryf nie. Or somebody. Laat ek maar by something break. There are seasons in your life where God uses you to lose, allows you to lose something you thought were connected to your identity. Moet ek het baie keer, laat God jou sekere goed verloor, wat jy gedink het, deel van jou identiteit is. Ek weet jy wat hierdie ding luister, ek gaan nou 'n bietjie na Josef toe. Josef verloor sy kleed, maar nooit wie hy is nie. Dus wanneer jy iets verloor, en het verander jou in iemand anderste, dan is het goed, dat jy daai ding verloor het. Because Joseph lost his coat of many colors. Kyk vir my, net in geval jy dit nou nie weet nie. He had a coat of many colors, which was a confirmation dat Jakob het hom liewer gehad as al die ander seuns. So jy het nie nodig gehad om te vra wie is Josef nie. Jy kon 300 meter van Josef afstaan, die een met die bondkleed, dis die favorite een. Nie omdat hy beter was nie, but he had a gift. Ag, jy sê julle ouers, he had a gift. He had a gift. Hulle sê, daar kom die dromer aan. Wat die drome het hulle telke male in die moeilikheid gebring, hy het hulle uitgedroom. Heerlikheid. Hulle wou so graag van hom ontslae raak. Dit is hoekom, en ek sê dit nou nie vir julle nie, ek sê vir die pastore, wat nog die eindtyd preek, en glo in die wegraping, en glo in die bloed. Dit is hoekom hulle so sleg gesê word, the devil wants him out of the way. Amen. But we're going nowhere. Yes, hallelujah. Devil, jy kan ons hardloop, ons het gehardloop. We ran to the fourth night watch. Ons is in die 4de nagwaking. Ons bid nou. Weet jy, vir my so lekker, ek doen altyd my voice clip, so 5:30 in die oggend, word ek wakker, ek doen ek my voice clip. Nou staan ek so 4:45 op, en dan gaan ek na hierdie plekje onder, en dan vat ek my stoeltjie, dan gaan sit ek op my stoeltjie, tot so 5:50, en as ek my dan kom my son so deur. Dan sê ek, joy comes in the morning. Hey, the darkest hour is just before dawn. Wat probeer ek vir jou sê? Kyk gou vir my. Hy het 'n identiteit op hom gehad. Hy het 'n coat of many colors gehad. Kyk gou vir my. 'n Salwingdraer kan sy salwing nie wegsteek nie. Is dit so? Maar die ding is, Sanet, die salwing is nie op ons, die salwing is in ons. Die enigste ding wat die vyand, dan kan ek gou 'n illustrasie maak. Kan ek gou?
Kan ek? Dankie Tannie. Kan Tannie koud? Gaan nou weer terug. Nee, hou hom daar. Hou hom daar, ek wil iets doen. Ek weet jy sien, sit hy baadjie aan om maar warm te hou. And the enemy comes and he wants to remove what's on you. Hoping it will change your identity, but the devil is a liar. Amen. Amen. As dit dan nie. The devil, sê ek the devil is a liar. The devil is a liar. Hy sê gou baie mooi. Josef verloor sy kleed, maar nie weer is nie. Hy verloor by 2 geleenthede. Kan jy dit oor vertel? Wie van julle het dit geweet? Hy verloor by 2 geleenthede sy kleed. En ek preek al die jare oor 1 keer, oor die coat of many colors, wat 'n bloed gedruk was. Ek sê, Here, maak hierdie ding vir my oop. Ek wil vir jou sê, interessant, luister gou, dat die hoofrede, waarom Dawid 'n skaapwagter was, of dit gou vinnig terug gaan soek toe, was nie, was omdat hy nog nie 30 was nie, maar het was omdat, en hy kon nie die koning se weermag wees nie, en God sit hom daar, en die Here sê, ek wil nie, jy moet nou hier perform nie, ek wil nie, jy moet nou daar perform. Partykeer sit God 'n briek op jou, en God hou vir Josef met sy coat of many colors net tussen sy broers. En al wie hom ken is sy broers. En die Here sê in orde vir my om jou te kry dat die wêreld jou ken. I need to bring an enemy. Oh, heerlikheid. Kan iemand net amen sê? Pastoor, wat jy nou sê dat die Here bring elke keer die duiwel en sê vat hom. Nee. Nee, die duiwel nie daai mag nie. Ek wil baie keer laat God toe dat sekere dinge gebeur, but he's got you covered. Jy kan iemand sê, he's got me covered. He's got me covered. Hy sê gou baie mooi. Hy sê gou baie mooi. Nee, moet jy hoor. Elke keer het God dinge gebruik. Of het Josef was, of het Dawid is, en of het jy is. God gebruik goeders to elevate you. Hallo? Is jy reg vir die elevation? Is jy reg om ge-elevate te word? Luister gou baie mooi. En God sê, dis fine waar jy nou is. Everybody likes you. So dink jy. Maar kom ek kry gou net 'n voorbeeld. Kom ons kry gou Johan se ware intensie uit. Dan sien jy, net 'n voorbeeld, hoor? Net 'n voorbeeld. En dan sien jy dat daai een wat jou so lekker, nou gaan ek 'n ding sê. Ek wil vir hierdie jekkerige broer sê. Nou kyk jy broers almal by die venster. Hou op die ander tannies meer druk as wat jy jou vrou druk, hoor? Amen. Gedra jou, sies man. Heerlikheid. Kyk, hulle druk hulle so, hulle maak hulle so. My suster is bly om jou te sien. Gee aan die duiwel geen plek nie. Amen. Pastoor, mag ons nie druk, ek druk jou, ek lief jy maar nie verbykom. Maar as jou 2 keer druk, het jy 'n probleem, hoor. Is hy wat jy in die winkel kom, jy weet, jy gaan koop aartappels, dan is hy tydskrif van die plastic langs die aartappels. Jy kom by die huis met melk, jou torre skoon af. Ag, nee, kom aan ouens. Nee, kyk, julle gaan nie nou van my, julle gaan nou, nee. There's certain things that comes in your life. Daar's dinge wat in jou lewe inkom, wat oor jou pad kruis. En ek beloof nou vir jou, God is gonna clean house. God gaan skoonmaak, gou baie mooi moet jy hoor. Luister, die eerste kleed, kyk gou vir my, was gevat deur sy broers. Die tweede kleed, deur 'n vrou wat haar hande nie van hom kan afhou nie. Hulle het dan 'n ding gehad met sy pyjamas, né? Hulle het dan 'n ding gehad met sy kleed. Sy broers trek dit af, en that couldn't stop him. Potifar, sy jekkerige vrou, ruk dit af, en that couldn't stop him. Hou op, stop, as jy vyand aan jou stome ruk. Daar's sekere goed, wat God wil hê moet afval. Daar's sekere kringe, wat God wil hê jy moet uitloop. And we just keep on chasing after things God is trying to save us from. Ek sê, Here, dit is so baie mooi. Terwyl die hel op 17-jarige ouderdom losbreek, dit is so baie mooi. To ontdek Joseph, that character is greater than clothing. Ek gaan 'n vragies weer sê, hoor. That character is greater than clothing. Hy ontdek dat integrity is greater than recognition.
Ek sê weer vir julle, wat ek hoeveel keer gesê het, ek preek nie vanmôre omdat ek gemotiveerd is nie, ek preek omdat ek gedisciplineerd is. So of ons nou vanmôre vol sit, of nie vol sit nie, ek gaan kerk hou. Of ons nou musiek het, of nie musiek het nie, dink jy dit gaan my stop om kerk te hou? Ek weet wat het is om hierdie sout series. Daai orrelis wip aan nooit. Nie dat sien nie af op nie. Maar solank as jy plei druk met hy sout series sing hoor. En dan sing ons so 7 keer, dan gaan ons aan die volgende koortjie toe. Pinkstermense, hulle vat op die 6ste keer van hulle nou spoed. Dan moet ek ook gou weer rewind, dat ons gou weer kan aangaan van voor af. Maar die Here hoor vir my, is daar iemand in hierdie plek wat sê, duiwel, pluk wat jy gepluk het, maar dit gaan my nie stop nie. That is not gonna stop nie. My salwing, lê nie dit wat jy afruk nie. God's presence is greater than your circumstances. Amen. Beteken dit ek omstandighede, dat ek net in sy presence sit. Ek het niks, ek gaan 'n stelling maak. Ek het niks wat ek moet doen, Jaco. As ek moet goed doen, dat jy my meer kan like. Then I have no personality. Luister, jy moet kan perform, terwyl een van jou eie familie teen jou begin opstaan en te trek. Die drinkers wat nie meer na jou braai toe mag kom nie. En nie net kerk wees by die kerk nie. En ek sê, Here, help my. En weet jy wat is so awesome? Wat is so awesome? Josef gaan van 'n kleed met baie kleure na 'n slawekleed toe. Hy trek 'n slawekleed, trek hulle hom aan. En hy gaan waaragtig waar. En hierdie is van julle mense wat al 'n rukkie is. Ons het al hier kerk gehou oor hierdie besigheid. Hy is die enigste ou wat verkoop word as 'n slaaf en in paleis die eerste in charges by Potifar. Potifar like hierdie jong man, hy het hom nou gekoop op 'n Wacky Wednesday special. Sien wat die slawe, as jy 2 vat kry jy Josef van niet. Van dit nou tog net die uit 'n put uit. Hy is niks werd, hy is 17 jaar oud, hy het 'n kleed gehad, dis 'n bloed gedruk. Vat hom met die weg en dan die koop hom, en die Ismaelite. En hulle kom daar, en hulle verkoop hom aan Potifar. Potifar sê, heerlik, en nou het ek 'n smart lady hierso. Hierdie gaan gras sny op steroids, en toe hy instap, toe like Potifar hom. Ag nee, jy verstaan nie. Jy sal dink dat mense like jou, as jy goed van jou afgeruk word. Nee, kom aan. Partykeer sit ons te veel goed. Ons sit te veel voorgee op ons Michael. Ons sit te veel, weet daai, wat ek eintlik is nie. Ek is by die kerk dit en ek is by die huis dit. En dan sê die Here, kom ons pluk net hierdie goed af. En hy staan daar en hulle like hom en ek sê, o Here, help my vanmôre. Ek sê, my God, dit is van die vyand aan Josef gedoen het. Kyk gou vir my, jy moet nie hierdie mis nie. Dit is wat hulle aan hom gedoen het, wat sy posisie verander het. Luister gou vir my, baie keer die goed wat met jou gebeur, verander net jou posisie. Want jy is so gemaklik in hierdie posisie, dat God sê, maar hierdie goed moet maar met jou gebeur. Partykeer moet die hel losbreek. Ek eer die Here. My vrou was eendag vir bloedtoetse, en dan maak daai, weet wat die Here hoor vir my. Die Here is vir daai vrou baie goed hoor. Die Here is vir daai vrou baie goed hoor. Luister, sy gaan bid nou die dag by die hospitaal in hierdie week. Gaan bid sy vir siekes by die hospitaal. Sy vat hierdie Bybeltjies, sy gaan in die sale in, en sy gaan bid vir die mense. Sy like om dit te doen. En terwyl sy daar is, toe antwoord die Here vir haar vir 'n gebed waarvoor sy bid en ek en sy die Here vertrou. Ek glo sy antwoord uit die hemel uit. Kom aan, jy sal besig wees met die een ding of sort God daai ding vir jou uit. Jy sal besig, kom aan. Ag, wie van julle kan getuig van dit? Partykeer is ons so selfgesentreerd dat die Here sê dat ek nie goed vir jou afrek, dat jy die groter prentjie sien. Daar is geen manier wat jy in die paleis kan kom terwyl jy oulik is in die kerk nie. Tussen jou broers. Kom ek kry iemand wat jou nie like nie. En ek kry vir jou enemy. En wie is so awesome? Judas, laat hom uithaal. Hy was nou 'n vyand. En hy skielik appoint hom as 'n slaaf. Ag, Jesus man. Jesus sê pas op, maar dis van bad to worse. Dit is nie. Want as hy 'n slaaf was, het Potifar hom nie gekoop nie. En Potifar koop hom. En hy stap in daai paleis. Kyk. En hy was net so aantreklik soos jy. Onthou ek het 'n vrou. Ek moet dit ook seker sê, as hy weer kyk, waar toe gaan hy alweer? Sy is gou baie mooi. En hy stap in daai paleis in.
En maar hy vat hy paleis oor. Nie met sy kout of met die kalvers nie. Dit het altyd vir hom gewerk. Lydia, nou werk dit nie meer nie. God se kry ding van jou af. Want jy sit al jou vertroue in 'n kout of met die kalvers. Kom ons kyk wat is jou karakter. En toe hy instap tot hy 'n karakter, 'n tipe van Jesus. Jesse Lorraine en hy stap in. Toe hy instap toe like die hele plek op. Potifar se jakkarige vrou ook. There's always a Jezebel. Come on. There's always a Jezebel. Daar's altyd iemand 10 keer jou like. Daar's al een wat sê, ja, en die Bybel sê, het sy kom en sy wil by hom lê. Hy sê, weet jy wat sê? Hy sê, Genesis 39, hy sê, ek sal hierdie sonde teen my God nie doen nie. Wat maak sy? Sy pluk die tweede kleed van hom af. My wêreld. En toe sy die kleed afpluk, toe lieg sy oor hom. En sy net toe sy oor hom lieg. Raai waar gaan hy nou weer, Gasie? Hier gaan ons nou tronk toe. Jy sal dink along the line, raak jy nou fed up. Jy's nou klaar. Jy's nou klaar. Here, waarom is jy nou besig? Die Here sê, maar jy lyk net oulik in jou pyjamas, maar jy beteken vir my niks. Ek was nie met jou op pad na Potifar se huis toe nie. Dit was maar net 'n stepping stone. Waarin ek met jou op pad is. You can have some more enemies. En weet jy wat? En Potifar se vrou wat sy vyand is, appoint hom, want die oomblik toe hy in die tronk is, toe lyk die tronk ouens om. Nee, kom aan ouens. Wat Genesis 39 sê, en die Here was met Joseph gewees. It doesn't matter where you find yourself. You can be in the palace, you can be in the wilderness, but wherever you are, as God vir jou is, no weapon formed against you shall prosper. En nou is daar nog 'n vyand. En nou die Bybel sê, was 2 jaar in die tronk. En skielik droom die vyand 'n droom. Ek sê, ag Here, help my vanmôre. Luister gou baie mooi. As God met jou is, word vreemde plekke jou klaskamer. As God vir jou is, word 'n tronk vir Josef die plek van voorbereiding. Kyk gou vir my, die stryd waarin jy is your place of preparation. Ek wil begin klaarmaak. Hoor gou baie mooi. Potifar se vrou ruk daai tweede kledingsstuk af. Genesis 39:9. Hy sê, hoe kan ek hierdie sonde teen my God doen? Kyk vir my. Wie van julle het iets om aan te werk? In jou binneste. Sit jou hand hoog. Wie jy? Dis wat skok dat ek na 32 jaar wat ek voltyds vir die Here werk. 32 jaar, ek het nie ander baas nie. Werk hier die maandag by Pick n Pay en sondag in die kerk nie. Werk net vir die Here. En 32 jaar het ek laasweek ontdek, Rolf Gelma, trek jou sokkies op. Trek jou sokkies op. Jy hardop op olie, terwyl jou kanne leeg is. We're trying to fix and save everybody. We cannot save them. En ek sê, Here, wat gaan ons maak? Dis een van die grootste gevare van predikers. Hulle brand uit. Hulle brand uit. Want hulle is so besig met mense. Ek doen met 'n voorbeeld. As jy by hierdie skinne storie daar hardop jy agter. Klaar. Skinne dat die rook op jou staan. Maak net seker dat jy dit die moeite werd maak om in die hout voor te gaan brand. Ons hardop jy agter stories aan nie. Die Here moet ons help. Luister gou baie mooi. Is tyd om jou kanne vol olie te kry. En as die Here jou program verander, wie van julle het al voor hierdie ding van laasweek, wie van julle het al op 'n gereelde basis, voor jy tussen 3 en 5 uur die oggend word jy waawyd wakker? Is dit so? Jy word waawyd wakker, dan kyk jy nou nie na die plafon. Dan wys die duiwel jou al die plafon skroefies wat losgekom het. En dan staan jy op en jy so steek jy in jou rug, sê nee, ek moet hierdie nier laat uitcheck, hierdie ding hou my wakker. In tussentyd is dit in die 4de nagwaak wat God jou wakker maak. Amen. Nou moet jy bid. Die son gaan opkom. Command the morning and speak to dawn. And say, this is the day that the Lord has made. We will rejoice. En dan gaan Potifar wees, en dan gaan Potifar se vroue wees, en dan gaan Judas wees, en dan gaan roepers wees, en hulle gaan vir jou verraai. Hulle gaan jou in die rug steek. Hulle gaan verraag dat dit volmaak reg kry om voor jou te wees en agter jou so heeltemal anderste. Heeltemal anderste. O, dis heilige mensies wat kerk toe kom, hoor. En ons is heilig. O, die naaltjies en alles en ons is like mooi. Die nuwe paar skoene aan, ons is nice, dis great, en die Here sê tot ek hierdie goed gaan begin afruk.
En hy skil vir Josef af, dat Josef ontdek, ek was nie volmaak nie, ek was dalk 'n favourite by die wêreld, maar God sê, jy moet deur 'n paar dinge gaan, en hy land in die tronk na 2 jaar, en iemand in die vyand, the enemy, die vyand droom. Die vyand droom 'n droom, wat hy nie kon uitklaar nie. En weet jy wat? I just like to say this, ek dank God dat Joseph chose holiness before lust. Before lust. He chose God's approval over human acceptance. Heerlikheid. Wel hierdie, ek dink is net ek, of dalk jy, ek weet nie, nou ek en jy. Partykeer wil ons, is lekker as mense jou like, né? Is lekker. Is lekker as jy 'n boodskap kry, sê pastoor, ja, dit was 'n mooi boodskap, of nie voice clips sê, dis lekker. Maar ek het agtergekom, dis baie dieper as dit. Dis baie dieper. God soek jou vir homself. En hy sal die coats of many colours het afruk. En terwyl hy die tronk is, en die koning sê, hy sê, luister, hy sê, ek het nie uitleg nie. Ek het nie uitleg nie. Luister gou baie mooi. Ek het hier geskryf, the actions of Joseph's brothers opened a door for a mansion of the wealthy. Weet jy, hy droom, ek wil net gou vir die laaste ding lees as ek uit jou pad het, hoor gou so. Daar in Genesis 41, hulle roep vir Josef, hulle sê, luister, die koning het gedroom, en hy soek iemand om die droom, julle ken, vetbeeste, maarbeeste, julle ken die hele storie. En weet jy wat gebeur, Lydia, hier is my die wonderlikste vinding van Josef, was dat terwyl hy die droom uitleef, wat vir my bevestig, want hy was 22 jaar weg van sy familie af. So 22, daai oomblik wat hy voor hierdie koning was, nee, was hy 22 jaar laas sy broers gesien. Hoor jy so? Vir 22 jaar. En nie een keer, as ek reg Jakob gaan lees Bybel, nie een keer hoor jy dat Josef ooit praat wat sy broers aan hom gedoen het nie. O, heerlikheid. Jesaja sê dat Jesus soos 'n skaap gelei na die slagpaal, het sy mond nie oopgemaak nie. 'n Tipe van Christus. Hy praat nie een keer van wat, kom aan, hy ou groet jou nie. Dan praat jy 77 weke oor dit. Jy kan nie oor dit kom nie. Pastoor, sê wat, sê het peppermint of, kan jy jou asem terug? Pastoor, ek hyperventileer, hoekom? Jy het my verjaarsdag vergeet. Ek kan nie hoor. Sulke mense word eers deur die duiwel aangeval. Hy mors nie sy tyd nie. Maar kry hierdie ouens. Who has oil? Dis hulle kleed wat afgeruk word. Dis hulle oor wie daar gepraat word. Dis hulle wat gehaat word. En hy sê gou, ek wil julle vertel, hy praat nooit oor wat hulle gedoen het nie. But after 22 years, he breaks the silence, he spoke to them. Julle het my nie hier gesit nie. God het my voor julle uitgestuur. So hy vat die bad ding wat hulle aan hom gedoen het en hy gee God die eer. Hoor gou baie mooi, net so vinnig. En hy sê vir daai koning, en hierdie was vir my 'n eye-opener. Josef lê die droom van Farao uit. En in die droom profeteer hy eintlik sy eie victory sonder dat hy dit weet. Pas so waar lees jy dit? Hy's 'n bandiet. Die man is in die tronk. Everybody likes him. Die Bybel sê, en dan het vir Josef mooi skoon klere aangetrek. Hy het 'n ding met klere gehad, man. Ag, heerlikheid. Kyk, ek weet dit, ek hou van mooi skoene. Kyk, hierdie sal 'n vlieg in die hoek doodskop. Ek weet, die Bybel sê, maar hulle skeer hom, ek weet, as ek maar geskeer, so 'n bietjie ou spice op. Hier kom 'n netjiese bandiet uit die tronk uit, hoor. En hy gestaan voor Farao, die koning. Hy sê, can I be of any assistance? Want die Here was met hom. Die eerste kleed is afgeruk, die tweede kleed is afgeruk. Hy sê, ek het die droom, hy sê, en hy let die droom uit, en hy sê die volgende woorde, I just love this. Hoor wat sê? Hy sê, toe sê Josef en Farao, hoofstuk 41 vers 25, die droom van Farao is een en dieselfde.
wat God van plan is om te doen, het hy aan Farao te kenne gegee. Vers 33, dis wat ek like. Hy sê, laat Farao dan nou uitkyk na 'n verstandige en 'n wyse man. En hom aanstel oor die hele Egipte land. Ek weet nie wat 'n skimp was nie. Ag, heerlike dood. Ek weet nie. Maar ons asof hy die droom uitlei en hy sê, "Had ek iets kry net vir jou wyse ou." Ja. Kry net vir jou smart ou. Jy weet, hy moet Crockett en Jones skoene aan hê. Ek weet nie wat hy gesê nie. En die Bybel sê, toe hy dit klaar gesê, sê Farao, daarop het Farao aan sy dienaars gesê, kan ons wel iemand vind soos hierdie man op wie die gees van God is. This is the enemy speaking. Somewhere in your struggle, the enemy is going to have to acknowledge dat jy het olie. Jy het die gees van die Here. En kyk wat sê hy. Kyk wat maak hy, ek is klaar. En Farao sê vir Josef, aangesien God het alles aan jou bekend gemaak het, is daar niemand verstandig en wys soos jy nie. Amen. En nou sê, vers 42, toe trek Farao sy seelring van sy hand af en sit dit op die vinger van Josef. Because God used the enemy to appoint Joseph. Dis die Here. Wait, very much, dis more, dan is ek klaar. Wat is so? En hy het hom fyn linne kleed laat aan, daar weer met hom. En niemand het ooit weer wat op hom gesit was, appointed by the enemy, van hom afhaal nie. En gaan lees jy verder, die Bybel sê, en die hele wêreld het na Josef toe gekom. Jy lees onthou dat hongersnood gehad, die wêreld kon kos koop by Egipte, né? Jy lees nêrens dat die wêreld kom na Farao toe nie, of na Egipte toe nie, die hele wêreld kom na Josef. Stop slapelose nagte, omdat die hel los is, sê Here, what are you trying to teach me? What are you trying to teach me? Here, al wat ek weet nie of julle is nou die A-span, hè? Julle is die bomsquad. Jy het nou nie gister gewerk het nie. Julle is die bomsquad. Hoor as die pastoor vir jou sê, ons kan nie aangaan soos wat ons aangaan. En altyd vir die Here, that God needs to explain himself, as hy met jou besig is met iets in jou lewe nie. Ek kon 'n preek gepreek en ongekoord dans het, hoor, maar God wants to teach us something, and do not become your own worst enemy. As die goedes van jou afgeruk word, en jou vriendekring word beskryf bietjie kleiner, o, Here. En familie wil nie meer by jou kom kuier nie, want jy's nie meer by die oude meester, jy's nou by die nuwe ene. Wil ek vir jou sê, God is going to use the enemy to appoint you. It's going to elevate you, donkey days. It's going to elevate you. Wie van julle soek die elevation? Soek die elevation. Halleluja.